nommer 17. Kom ons sing dit staande asseblief. En dan kan jy direk daarna weer sit. Weereens baie goeie môre vir die van die wat dalk ook so 'n bietjie later ingekom het. Dolf, jy moet dalk net hier by my gou aankom as jy naby is. Asseblief. Die weekaktiwiteite gaan net so normaal voort. Ek gaan nie van hulle uitlig nie, dis net wenjas begin nie hierdie week nie, maar volgende week. Die res is op die kalender en ons sal môre vir u sommer so die maand vooruit se aktiwiteite uitstuur. Die skriflesing was al iewers opgeflits vandag. Ons gaan lees in Deuteronomium hoofsaaklik. Deuteronomium is die 5de boek in die Bybel. U sal hom makliker kry van vooraf. Deuteronomium is die van vooraf blaai. Ons het 'n versoek gehad dat ander gemeentes wat by ons inskakel, dat ons vir julle ook moet hallo sê, en die gemeente daar aan die suidkus van Natal, hulle gemeente se naam is Suidkus AP Kerk Suidkus, daar in Maagheid in Natal. Ons weet, gehoor julle skakel ook by ons amptelik in, so met 'n lewendige uitsending. Dis wonderlik om julle daar te hê, Strijdemburg en ander gemeentes wat van tyd tot tyd ook by ons inskakel. Dis 'n groot voorreg. Wijksbijeenkoms vanaand is in wijk 11 of wijk 11 se wijk. Kobus van der Walt is die ouderling en Jason Sparrow die diaken. Ek sien vir u 6 uur vanaand hier by die kerk Lapa. Moet maar nie veel vroeër as so 5:50 kom nie asseblief. Ek kom van Griekwastad af en is nie altyd ewe vroeg nie, maar as jy eers so 5:10 hier is, dan is dit perfek. Vroue bijeenkoms, die Kruisvroue, eerskomende donderdag die 5de Februarie om 5:30. As jy nog nie op die groep is nie en graag wil uitvind, vra maar vir Suzette direk, as jy haar nommer het nie, vra vir my asseblief, ek sal haar nommer vir jy aanstuur of die boodskap net na haar toe aanstuur. Die jeugkamp, vandag is die sluiting, ek het op die WhatsApps uitgestuur gister, ons moet vandag die getalle hê asseblief, as jy die vormpie vergeet het of nie iets by jy het nie, moet jy na die tyd net vir Tatiana gaan sien. Nou Tatiana sit altyd, as jy hier by die kombuis uitgaan, dan gaan jy by die gangetjie uit onder die afdak waar die klomp bankies is, die Lapa voor die, daar op die linkerkant is daar tafeltjies onder die boom gepak. Tatiana gaan daar sit, hulle drink daar tee, hulle gaan na die tyd daar wees, enig iets kampverwant, ouers, kinders,
getalle, grootte, TM'de, enigiets wat jy wil weet of wil vra, Tatiana gaan vanmôre daar wees. Tatie, as jy so vinnig as moontlik na die diens net so toe gaan, dan kan jy sommer met haar gaan gesels. As jy die vorm vergeet het, en jy weet, jy gaan hom weer vergeet as jy nou huis toe gaan sien vir haar, sy sal 'n aantekening en 'n nota daarvan maak. Ons inligtingsaand vir nuwe lidmate is die 12de Februarie om 5:30. As u by ons 'n besoeker is en u wil graag nou by ons amptelik lidmaat word, moet u die vorms invul asseblief. Hulle is by die deure beskikbaar, hulle is aanlyn beskikbaar. Ons wil verskoning vra, hier oor November en Desember was daar een of ander fout met die administrateur van ons webtuiste. Die e-posse het gehang, hulle het nie by ons uitgekom nie. Toe ons hierdie jaar begin het saam met Johannie om te toets, het ons 'n Engels sê 'n dummy gestuur en kyk of dit deurkom, want ons het nie aanlyn aansoeke gekry nie, en toe sien ons hy hang, hy sweef iewerste in die ruimte rond. So as u nog nie terugvoer gekry het nie, kontak asseblief net vir Johannie of vir my, of vul hom maar net weer 'n keer in, vra groot verskoning daarvoor. Die tegnologie is lekker, maar somtyds laat dit ons in die steek, en dan weet ons net nie, dit hang iewers, en dis nie u skuld nie, is nie ons nie, hy hang iewers in die kuberruimte. Ons het dit gelukkig agtergekom, maar as jy die webtuiste wil invul, stuur hom maar net weer vir ons asseblief. Of dan die harde kopie, die vorms is agter in die kerk beskikbaar. Nagmaal is die 15de Februarie, ons gaan vir die so kwartaal vir kwartaal vooruit sê, net tot seker is die datums verander nie. Nagmaal Sondag 15 Februarie, en dan net vir u wat dalk belangstel, die doopsondag tot Mei. Ons het so bietjie afgewyk hierdie kwartaal van eerste Sondag af, bloot net praktiese reëlings. Die 22ste Februarie is daar Februarie se doop, 22 Maart, 12 April en 10 Mei. As u nog weer wil weet, kontak vir my of vir Johannie. Ons sal vir u graag daarmee help as u nou nie die datums onthou nie, maar daar is hulle. Ons vra sommer voorbidding van ons sendelinge. Daar is net weer 'n herinnering hoe ons gemeente se finansies werk. 25% van ons inkomste word uitgegee aan sendelinge te ondersteun en barmhartigheid. En ons bid vanmôre spesifiek sommer so 'n bietjie ook vir ons sendelinge daar in Egipte, Bassem en Janine en Mina. Daar is Mina, 'n fotootjie van Mina. Hy was al hier by ons in die gemeente. Bassem was al 'n paar keer by ons. Egipte het 17% Christen populasie en 87% Moslem of Islam. En bid vir die kerk en die sendelinge en die gelowiges daar asseblief. Ons benodig nog so 'n bietjie aflospersoneel by die verbondsonderrig. As jy daar wil of kan uithelp, gesels ook sommer na die tyd met Tatiana. Sy is in beheer van daardie skedules. Laaste afkondigings vir die Bybelsakke met die kerk se logo op. Ons maak vanmôre met hulle klaar. Is ook by Johannie, hulle lyk so. En dit is maar eintlik 'n laptopsak of 'n so 'n rekenaarsakkie met die kerk se embleem op as jy hom wil gebruik vir u Bybel en die kinders se sonnaarskoolboekies. Hulle is R170 vir 'n sak. Kalenders by die deure en hy is ook elektronies beskikbaar. U kan kyk op die kerk op die webtuiste en u kan hom daar aflaai as jy sukkel laat weet as jy hom graag elektronies wil hê en wil koppel aan al jou elektroniese media, is dit baie welkom. Ouderlinge vergadering die 8ste Februarie, eerskomende Sondag, en dan by ons lief en leed gaan ek nie deur die hele lys nie, daar's 'n klompie van u wat al vir 'n geruime tyd by ons op die lys is. Ek gaan hulle so bietjie oor en verby, en wat ek wil uitwys is Tannie Deleen Foster is steeds in Kimberley Hospitaal. Sy sukkel nog so bietjie met die longe en met die hart. LP de Necker herstel na rugoperasie. Tannie Heidi Lou was in die week in die hospitaal en herstel tuis, dink ek. Dink Tannie Heidi is hier nie. Sterkte vir haar. Magda Tesner se suster is oorlede. Oor die naweek baie sterkte Magda vir julle. Ons dink aan julle. Ek sien Kobus Botha sien weer die dokter hierdie week, sterkte Kobus. Alicia Hopley vir 'n regterhand operasie. Alicia, sterkte vir jou. Wonder daar sit Alicia, voorspoed met die operasie. Hoop hy kan weer lekker skryf en tik daarna.
Dis ons voorbidding vir lidmate in beproewingstyd. En dan bid ons vir reën uitkoms. Hier in ons eie gemeenteareas is daar mense wat al baie swaar begin kry met droogte en groot gedeeltes van ons land. Bid asseblief steeds saam. En dan is daarom ook goeie nuus, 'n babietjie gebore by ons in die gemeente, Elmar en Ilse Duisel se baba seentjie Liam is Woensdag gebore. Wonderlike nuus, baie geluk vir julle twee en sommer vir die hele familie. En dan vra Peer, as die bazaar is nie so ver nie, kan nie dink, ons begin al oor die bazaar praat, 4 maande, as daar wit olifante is, hulle ja partykeer bietjie stadig aan, jy kan hulle so lank begin aanjaag kerk toe, begin bring, ons kan dit begin by mekaar maak, dis iets wat uitgesorteer moet word voor die tyd, jy kan dit so lank vir ons begin bring, moenie weggooi nie, asseblief. Ons lidmate se verjaarsdae vir Januarie en Februarie, en ek weet daar gaan nou 'n klomp lidmate wees wat vir my groot oë gaan maak, en ander wat 'n sug van verligting gaan slaag. Ons gaan die ouderdom van die aflees van die verjaarsdae so 'n bietjie uitskuif. Behalwe party gaan ek onthou vir hierdie jaar nog om hulle verjaarsdag af te lees. Ons gaan nie meer lees van 60 nie, die lys het net te lank geword. Ons gaan lees van ouens lidmate oor 70 wat verjaar, en as jy graag wil hê dat jou verjaarsdag op 60 afgelees moet word, dan kan jy vir my sê, ek sal moeite doen daarmee. So ons lidmate bo 70, net bo 70 vir Januarie was, die 3de Tannie Santi Herbert, 'n kleintjie se lewe op die 9de, 12 Johan Boysen, 14 Johan Kriek, 15 Betty Janse van Vuren, 16 Henny Minnie, 19 Pine Pinaar, 21 Esther Groenewald, 25 Wynand Wolfhard het laas Sondag 80 geword, 30 Henk Faber en ook Tannie Nita Bosch en Elsabie Diran. En dan vir Februarie, kyk net 'n hele klomp. Eerste Maureen Faber vandag en Bokkie van Wyk, baie geluk. Die tweede Christa Skerman, 3 Joey Esterhuizen, 5 Manus van der Merwe, 6 Hantie Harmse, 7 Letty Becker en Daleen Kriek, 10 Alet de Pree, 11 Nick van Sail, 14 Petro van Skalkwyk, 16 Hanlie Jordaan, 21 Theo Skerman en Magda Swanepoel en die 23ste Pikkie Swanepoel. Baie geluk aan almal van julle met julle verjaarsdae. Dis 'n wonderlike mylpaal. Die Bybel sê dat jy jouself as geseënd moet beskou. 70 as jy sterk is. Mag die Here vir u baie seën met die verjaarsdag en die jare wat voorlê. U moenie uit die kerk uit bedank as jou verjaarsdag afgelees kan word nie. As dit so ernstig is, kom praat met my asseblief. Ons hulp is van u, Here, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons loflied, dis lied 254 vanmôre. En ek wil sommer net vir jou vra, die geloofsbelijdenis, as jy hom kan kry, ons gaan dit doen, net daar voor die gebed, as jy hom dalk in die hande kan kry. Lied 254, kom ons sing het staande, en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Hey!
Ons skriflesing is in Deuteronomium 3. Deuteronomium, die 5de boek in die Bybel, of dan nou ook soos bekend as die 5 boeke van Moses. Die 5de een, Deuteronomium 3. Kon jy die geloofsbelijdenis vir ons kry? As jy hom vir ons eers opflits asseblief. Kom ons staan almal saam vanmôre op en dan doen u vanmôre saam met my hardop belydenis van ons geloof. Nikita, jy moet nou net so oomblik voor ons daar by die einde van die reeltjie kom oorskakel, dat ons nie agterraak nie asseblief. Maar let op, by die gedeelte wat sê gelei het, is daar 'n komma waar hy tradisioneel oorgaan, gelei het onder Pontius Pilatus. Let maar net bietjie daarop, ek weet daar's ouens wat 'n geweldige verskil daarmee het, maar gelei het is sy hele aardse lewe was gelei en onder Pontius Pilatus gekruisig is. As jy onseker is daar, praat maar so 'n bietjie saggies, as jy bang is ander hoor jou, maar kom ons bely dit vanmôre hardop. Ek gaan vir ons voorlees en jy kan saam met my hardop bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vanmôre as 'n kerk hierdie belydenis van ons hier hardop en openlik kan doen. En Here, ons doen dit nie altyd as 'n gemeente hardop saam nie, partykeer in die hart, want dit is 'n persoonlike belydenis, maar vanmôre is dit ook 'n belydenis vir ons as gelowiges, as 'n kerk saam. En soos wat ons kan saam sing, so bely ons ook vanmôre dat ons in U, drie enige God glo. Here, dankie dat U ons ook daarin herinner, saam met die kerk oor al die eeue, dat ons vashou aan U, dat ons vashou aan U woord en vashou aan U beloftes. Dankie dat U vir ons leer, dat ons nie op hierdie aarde gaan bly nie, maar sal sterwe en sal opstaan, dat U vir ons nuwe liggame gaan gee, en dat ons uitsien na 'n ewige lewe saam met U. Here, maar vir hierdie lewe op aarde kom bid ons ook, dat U vir ons sal help en dra en voorsien. Ons bid vir reën. Wanneer ons dink aan reën, dan voel ons so magteloos, so klein, so menslik, omdat ons weet dat ons dit nie kan maak nie. En hierdie week het ons wat in die dorp is weer gevoel, hoe dit voel as jy die kraan oopdraai en daar nie water uitkom nie, en die son, ons plantjies en ons gras verdor en verbrand. Here, dankie dat ons saam met ons boeregemeenskap vanmôre by U kan pleit vir reën. Maar vir elkeen hier in die dorp, vir elkeen by ons werk en by die skole, en dat U ook vir ons die reën van U krag en die energie en die teenwoordigheid sal gee, om ook ons wat nie noodwendig plant en stroop en beeste en skape het nie, maar ons wat moet werk hier in die dorp en by 'n werksplek, dat U ook vir ons U krag en U seën en U uitkoms sal gee. Ons bid so vir almal wat siek is, vir U genesing, vir U gesondheid en vir U groot genade. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen. U kan die Bybels net eers so oophou by Deuteronomium. Ons gaan vir die kinders geleentheid gee om uit te gaan. Al die kindertjies van die kinderkerk kan uitgaan. Vir die nuwe mense of vir besoekers by ons, dis van so rondom 3 jaar oud af, is daar 'n jam-bakkie klas. Hulle lees Bybel, hulle hoor Bybelverhale, hulle memoriseer verse, hulle kry 'n toepassing vir hulle op hulle ouderdom. Ons leer hulle die woord van die Here. En dan hier van graad RR af,
saam met graad 1 en 2, 3, 4 en 5 is daar ander klassies. Hulle is baie welkom, is natuurlik nie verpligtend nie, maar as die kinders in die kerk so 'n klein bietjie woelig raak, moet jy vir ons help met die moederskamers, en so terwyl die laastes by die moed uitgaan, onthou maar in die moederskamers, hou die kindertjies maar so op 'n lang leash, asseblief, help die ander ouers om ook te kan luister. Jy is welkom om saam met ons te staan en bid, die manne, wanneer ons bid, saam met ons te sing. Dit is steeds kerk. Daar is die laaste kindertjies uit. Voordat ons lees, wil ek so 'n klein bietjie agtergrond vertel. Ek wil nie al die verhale lees nie. Ek gaan vir julle so 'n klein bietjie agtergrond gee van ons teksgedeelte. En dit begin in Eksodus 17. Ons gaan dit nie saam lees nie. Jy kan by die huis gaan lees. Jy kan vir julle so 'n nota maak. Eksodus 17. Daar in vers 1 tot 7 kom die volk Israel by 'n plek met die naam van Refidim. En daar's nie water nie, hulle is dors en hulle diere het nie water om te drink nie, en dan word hulle opstandig en hulle word kwaad, en dan sê die Bybel hulle het rusie gemaak met Moses. En dan gaan Moses na die Here toe en dan bely hy van hierdie afvallige volk en hierdie mense wat so maklik onvergenoeg is en ontevrede is, en vra dan die Here vir uitkoms. En dan sê die Here vir Moses, hy moet sy staf vat, of die staf van Aaron vat, en dan moet hy die volk by mekaar roep, daar by die rots, by 'n bepaalde rots, en dan moet Moses teen die rots slaan. En Moses doen dit dan so, hy laat die volk by mekaar kom, hy praat met hulle, hy sê, julle was eintlik opstandig teenoor die Here, julle het God se geduld op die proef gestel, en ons slaan uit in die rots, en dan kom daar 'n klomp water uit, sodat hulle versadig word, en hulle diere kan drink, en hulle houers kan volmaak. En dan verander Moses die plek se naam na Massa en Mariba, in Afrikaans uitgespreek. Nou die woord Massa in Hebreëus herinner aan op die proef stel, hulle het God op die proef gestel, en Mariba sê rusie maak, hulle het met Moses rusie gemaak. So dis eintlik 'n slegte naam, as jy jou huis Mariba noem, dan sê jy dis 'n plek waar ons lekker beklei met mekaar. Dis 'n plek van geveg, Mariba. En so die volk is opstandig teen die Here en hulle beklei met Moses. Hulle kry toe water, daar's vir uitkoms, Moses het teen die rots geslaan. Dis Eksodus 17 vers 1 tot 7. En dan 'n tyd later kom hulle by 'n ander plek in die Sinwoestyn, naam Kades in die Sinwoestyn, en weer het hulle nie water nie. En hier kan jy die verhaal gaan lees in Numeri 20 vers 1 tot 13. Ons gaan ook nou enkele verse uit Numeri saam lees. So as jy wou weet, Numeri is die boek net voor Deuteronomium. Numeri 20 het ons weer amper dieselfde situasie, weer is dit droog, weer is die diere dors, weer is daar nie water nie, en dan weer eens maak hierdie mense rusie met Moses en Aaron, hulle beklei, hulle is kwaad, hulle maak uitsprake, hulle sê, hoekom het julle ons uit Egipte gaan uithaal? Hoekom het julle ons verlos uit die slawerny? Hulle onthou nie meer die swaar kry in Egipte nie, en hulle is kwaad vir Moses. Hoekom het jy ons uit Egipte gaan verlos? En dan, ons familie is al dood in die woestyn. Hoekom het ons nie maar dood gegaan nie? Ek wil sommer dood gaan. Jy ken mos my ou rympie van nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Ek hou nie van die lewe nie, en ek kry myself jammer, en alles is sleg, en alles is lelik, en ek wil sommer net doodgaan. En dis hoe hierdie volk voel, hulle is opstandig, hulle is kwaad, hulle het rebellie in hulle beklei met Moses en Aaron. Dis julle skuld. Julle het ons uit Egipte gaan haal. Ons was tevrede om slawe te wees en geslaan te word. Hulle kan nie baie goed onthou nie, né? Maar ons was tevrede, ons het ten minste kos gehad. Onthou jy dat Israel hierdie rympie nogals herhaal? Toe hulle nie kos het nie, toe sê hulle ons het by die vleispotte van Egipte gesit. Stuur jy hulle vir 'n kwartels en manna, en dan huil hulle by die water, ons het nie water nie, en dan maak die Here water uit 'n rots uit. Hulle geheue is nie baie goed nie, want hier kom hulle weer, en hulle is weer dors, en hulle het nie water nie, en in plaas van om die Here te vertrou, en om hom te hoop, en net te vra, is hulle weer kwaad en opstandig, en hulle beklei hulle met Moses. Ons sou liewer wou doodgaan, ons en ons vee sonder water. En dan kan jy saam met my lees in Numeri 20 vers 8. Die Here sê vir Moses, vat Aaron se kierie
en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water in die rots laat kom sodat die volk en hulle vee kan drink. Moses het toe die kierie wat in die tabernakel was gevat soos die Here hom beveel het en hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê: luister julle wat julle teen die Here verset. Luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron: omdat julle my nie erken en my die heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle gee nie. Dit het gebeur by die Meriba waters, waar die Israeliete met die Here rusie gemaak het, en waar hy hom as die heilige aan hulle bekend gemaak het. Jy sien hier die opdrag, jy kan die plek so lank inhou daar by Deuteronomium 3, ons gaan nou sin toe, maar hier gee die Here die opdrag aan Moses. Hy sê, vat Aaron se kierie saam, is die simboliek van God se heerskappy, dat die kierie was daar, wat gegooi was, wat 'n slang geword het, wat die Egiptenare se slange opgevreet het, die kierie wat uitgehou was oor die see oopgegaan het, die kierie wat die eerste keer gebruik is om die rots te slaan, is iets simbool van God se mag, God se krag, God se autoriteit. En die Here sê vir Moses, vat Aaron se kierie, en jy en Aaron maak die mense bymekaar. En dan is die opdrag baie, baie duidelik in vers 8, en praat met die rots, en daar sal vir julle water uitkom. En wanneer Moses die klomp daar by mekaar het, dan sy kwaai met hulle, dan sê hy, julle het mos teen die Here gerebelleer. En dan is dit asof daar al 'n voorspel uitkom van wat hy nou gaan doen, in sy woede, dat sy fokus op homself is, en dat hy vir hulle sê, ek en Aaron, gaan vir julle water uit hierdie rots uit laat kom. En dan slaan hy die rots, en daar is nogals in detail aangetel, 2 keer. En dan sien iets van sy woede, sy aggressie, sy irritasie, sy kwaad word vir hierdie mense wat ontrou is. So hulle is verkeerd en hy is reg om vir hulle vies te wees. En dan gaan ons vanmôre by uitkom, maar wat was sy sonde, wat was sy fout, wanneer hy in sy woede die kierie vat en 2 maal hierdie rots slaan. So ons sien hier 3 dinge wat gebeur. Ons gaan bietjie later by daardie skyfie uitkom, Nikita, maar sommer nou net hier vooruit, hier's 3 dinge wat gebeur hier in vers 12. Die Here sê vir Moses, jy het my nie erken nie, jy was ongehoorsaam, en jy sal nie in Kanaan ingaan nie. So daar's 'n rede, en 'n daad, en 'n gevolg. Die rede vir nie erken nie, en toe is julle ongehoorsaam, en daarom gaan julle nie die beloofde land ingaan nie. Dis dan nou Moses en Aaron. Kom ons lees in Deuteronomium 3, net so enkele verse, Deuteronomium 3 vers 23. Nou is Moses weer aan die woord, hy is nou hier kort voordat die volk Kanaan gaan intrek, hy neem afskeid van hulle, hy gaan nou nie Kanaan in nie, hy gaan nou op die berg sterf, die Here laat hom op die berg klim om die mooi land te kan sien, maar hy mag nie intrek nie, en dan in van hierdie laaste onderrigting en woorde wat hy vir die volk sê en vir Josua sê, nou praat hy met hulle, hy sê vir hulle, dit was toe dat ek die Here gesmeek het, vers 23, Here my God, U het begin om my U grootheid en die groot mag te laat ondervind. Watter God is daar in die hemel of op die aarde, wat U magtige dade kan nadoen? Laat my tog nou deur die Jordaan gaan om hierdie mooi land te gaan bekyk, die mooi bergwêreld en die Libanon. Nou praat Moses met die mense wat voor hom is, hy sê, maar deur julle te doen, het die Here destyds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, die Here het vir Moses gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat, moenie weer met my oor hierdie saak praat nie.
Klim eerder Pisgaberg uit en kyk na die weste en die noorde, die suide en die ooste. Kyk daarna, want jy sal nie hier die Jordaan oorsteek nie. Gee vir Josua sy opdragte, praat hom moed in en gee hom raad, want hy moet voor hierdie volk uit deur die Jordaan trek, en hy moet hulle die land wat jy sal sien in besit laat neem. Daarom het ons in die laagte teenoor Bet Peor gebly. Vers 26, jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met my oor hierdie saak praat nie. Jy sal nie die land intrek nie. Nou daar het nou al 'n langerige tyd verloop sedert die gebeure by die eerste rots met die water en die tweede rots met die water. En dan verloop daar nou 'n klompie tyd voordat die volk Kanaan gaan intrek. Maar net eers om hierdie twee rotsgebeure of die water uit die rotsgebeure met mekaar te vergelyk. By die een sê die Here vir Moses, vat die kierie en slaan die rots. Moses doen dit, en dan kom water uit. By die volgende een sê die Here vir Moses, praat met die rots. En Moses vat die kierie en hy slaan die rots. En nou gaan daar nog 'n klomp tyd verby en hier is Moses op die vooraand van die trek van hierdie volk in die beloofde land in Kanaan in. En Moses wil so graag saam. Hy het so hartsbegeerte sy hele lewe lank, vandat die Here hom gaan roep het in Egipte en hom gaan haal het daar by sy skoonpa Jethro uit. Jy onthou ons het so 'n paar sondae terug gepraat van die bos en op heilige grond wat Moses was en die Here wat hom voorberei en hom terugstuur. Sy gaan lei my volk uit hierdie land uit en dan die wonderwerke deur die woestyn. En Moses sien so uit na Kanaan. Baie plekke in die Bybel sê daar was nie nog iemand soos Moses nie. Daar's nie iemand soos my dienaar Moses nie. Daar's nie iemand so sagmoedig soos my dienaar Moses nie. Moses is in die Bybel bekend as die sagmoedigste mens wat gelewe het. Voor hom was daar niemand soos hy nie en na hom is daar niemand soos hy nie. Dis Moses. En dan maak hy hierdie een foutjie. En dan sê die Here vir hom, nou kan jy nie Kanaan in nie. En nou lees ons hier in ons teksgedeelte Deuteronomium 3 waar Moses eintlik die Here herinner aan sy beloftes, wat die Bybel vir ons sê hoe ons moet bid. Moses herinner God aan sy groot wonderdade. Nie dat God vergeet nie, maar dis iets van ons, wanneer ons dit teenoor God erken, wat ons buig voor hom. Moses sê, daar's nie 'n God soos hy nie. Daar's geen God wat kan doen wat u gedoen het, en wat u doen en wat u kan doen. U is die Almagtige. En Here, u is die een wat nog altyd met my hierdie pad gestap het. U het my u groot wonderlikheid, u grootheid laat sien. U het my gebruik. Ons trek uit Egipte uit, die 10 plaae, die oop see, die manna, elke dag genoeg vir elke dag, die kwarteltjies, die verlossing oor vyande, hulle skoene het nie versluit nie, hulle klere het nie van hulle liggame afgeval nie. Hulle deur daardie 40 jaar het die Here vir hulle gesorg met 'n wolkol om skade weer in die dag en lig in die nag. Moses het dit alles gesien. Hy sê, Here, ek het dit gesien. Ek ken u. U is 'n groot en 'n almagtige en 'n wonderlike God en het hier al die wonderwerke gedoen. Ag Here, kan ek nie asseblief maar ook in Kanaan intrek nie. En dan vertel Moses vir hierdie volk, hy sê maar, vers 26, maar deur julle toedoen, het die Here destyds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moses, ek wil nie weer hiervan hoor nie. God sê dis nou klaar. Ons het klaar hieroor gepraat. Die antwoord is nee. Nou die tema van vanmôre se preek is ongehoorsaamheid het gevolge. Ongehoorsaamheid het gevolge.
Wanneer ons dink aan God en Moses, dan moet ons vir mekaar sê, uit hierdie hele, wat ons alles hier geleer het, die Here was nog steeds lief vir Moses. God het nie opgehou lief word vir hom nie. Die Here het nog, na daardie gebeure waar hy die rots geslaan het, waar hy moes gepraat het God nog steeds saam met hom deur die woestyn getrek. Die Here het hom nog steeds beskerm, hom nog steeds bewaar, sy ander gebede verhoor, vir hom krag, leiding, insig gegee, saam met hom die pad gestap. Die Here het nooit van hom vergeet nie. Maar ons leer 'n belangrike les. Moses se ongehoorsaamheid het 'n baie slegte gevolg gehad. Nou ek dink jy kan nou 'n klompie vrae vra. Vrae wat ek dink die meeste mense wat hierdie gedeelte al gelees het, al oor gewonder het, maar is hierdie straf nie 'n bietjie drasties nie? Moses wat bekend was hoe hy altyd die Here gevolg het, en ons lees van hierdie een misstap. Ons kan sê, maar is dit nie die volk wat te ver gegaan het nie? Hulle het God uitgedaag, hulle was rebels, hulle het die rusie gemaak. Is dit nie eerder hulle skuld nie? Mens wonder by jouself, was hierdie oortreding regtig so groot? Is daar nie baie erger en baie groter sondes nie? En is hier wat ek hoop, wat jou so 'n bietjie laat wonder en laat dink, en ek hoop jy gaan verder om te sê, maar is die Here so streng as oor Moses, wat van my? Hoe lyk my en jou lewe? Hoe lyk ons dade en ons optrede en ons foute en dan daarmee saam ons sonde? In Numeri 3 vers 12, Numeri 20 vers 12, gee die Here die antwoord. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, maar omdat julle my nie erken en my die Heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek vir julle gegee het nie. 3 dinge. Kita, jy kan hierdie 3 vir ons daar opsit. Omdat julle my nie erken het nie, was julle gehoorsaam, ongehoorsaam, en daarom sal julle die land nie intrek nie. En jy kan daardie 3 punte net so die hele tyd daarop hou. Ek gaan so 'n bietjie wissel met hulle, wisselwerking met hulle hê, maar dat jy hoor hoe ernstig hierdie optrede van Moses was, en dit ook in jou eie lewe toepas. So, die rede vir Moses se ongehoorsaamheid was, dat hy nie meer op God gefokus het nie. Hy het hierdie rebellie en hierdie woede en hierdie omstandigheid so vir hom self aangetrek, dat dit nie meer oor God gegaan het nie, maar oor hom. Oor hom met Moses. Dit het oor hom begin gaan. Sy eer is aangetas, sy leierskap is betwyfel, sy posisie voor Israel het in betwyfeling gekom, of in die gedrang gekom. Die mense het nie van hom gehou nie, die mense het nie geluister wat hy gesê het nie. Ons kan dit opsom en sê, dit het oor sy ego begin gaan. Natuurlik moes Moses en Aaron ontevrede wees met hierdie klomp Israeliete. Hulle kon selfs vir hulle kwaad wees, want hulle het teen God gerebelleer. Hulle was verkeerd, die volk was verkeerd. Hulle het God se gesag verwerp, hulle het God se woord verwerp, hulle het nie op God se belofte staat gemaak nie. Maar die fout wat Moses maak is om geïrriteerd te word, om sy woede binne in hom te troetel en te koester. En dit gaan vir hom meer oor hom as oor God. En wanneer die Here vir hom sê, Moses, praat met hierdie mense, praat met die rots, dan is dit asof Moses dit nie hoor nie, en toe hy voor hy rots gaan staan, toe vat hy kierie, en hy slaat hom 2 keer, ordentlik, en daar het 'n klomp water uitgekom. In sy woede lyk dit vir ons, slaan hy die rots. En dis die daad.
Die rede hoekom hy slaan was eie geregtigheid, eie waan. Dit het nie oor die eer van God gegaan nie, maar hy het in die middel van sy lewe begin staan. En al het hy die mense droog gemaak, al het hulle foute gemaak, was dit vir Moses nie meer oor God nie. Die rede vir sy sonde was, dit het nie meer oor die eer van God gegaan nie. Ek het in die middel begin staan, en dan doen hy hierdie sonde, dan slaan hy hierdie rots, dan sy ongehoorsaam aan God sê. Die sonde is nie die slaan van die rots op die klip nie. Die sonde is die ongehoorsaamheid aan die Here. Die Here sê praat, en hy slaan. En dan kry ons die gevolg. Moses en Aaron, beide van hulle mag nie Kanaan intrek nie. Kom ons pas dit toe in die Nuwe Testament. Van die gevare van die Nuwe Testament, en jy kan hulle vir ons so oplos. Van die gevare van die Nuwe Testament is, dat ons lewe so in die genade, dat ons nie meer dink, dat ons keuses gevolge het nie. Ons lewe so in die genade en die liefde van die Here, dat ons dink ons kan amper doen wat ons wil en daar gaan nie gevolge wees nie. Ons begin dink dat daar nie gevolge op ongehoorsaamheid is nie. En die term God is liefde, God is liefde, God is liefde, God is genade, word amper so, en vergewe die term, monopoly term, so in aanhalings, get free out of jail kaartjie. Ek is mos lief vir die Here is lief vir my, nou kan ek doen wat ek wil, hy sal my maar altyd weer vergewe. God sal verstaan, God is liefde, ons lewe in genade, ek kan doen wat ek wil en daar gaan nie gevolge wees nie. En dis so ons leef. En as ek sê ons, dan bedoel ek ons, en die kring is al weier. Ons, ek persoonlik, ons, ek en my gesin en my familie, ons, jy en jou gesin en jou familie, ons gemeente, ons dorp, ons land, die kerk oor die wêreld. Ons word so bewus van God se genade, wat waar is, dat ons nie dink aan die gevolge van ons keuses en ons besluite en ons optrede nie. Mense dink hulle kan doen wat hulle wil en genade word goedkoop. Jy kan maar doen wat jy wil, sê wat jy wil, praat wat jy wil, jou mond kan oopgraaf wees, jy kan met dolke steek, jy kan met jou woede slaan en breek, jy kan iemand belaster en beledig, jy kan in jou hart haat en wrok hê, jy kan morele standaarde oortree in jou gedagtes of in jou daad. Jy kan eintlik doen wat jy wil, want God is genade en God het jou lief en hy gaan jou maar net weer vergewe. En sonde word toelaatbaar. Die ergste stap daarvan is wanneer kerke so ver gaan om vir die lidmate te sê, ag, moenie bekommerd wees, dis nie meer sonde nie, God sal verstaan. Dis tot by die uiterste stap daarvan, wanneer die mense so deurdrenk is van hierdie sogenaamde genade en liewe Jesus teologie van, daar's nie die woord van die Here en die wil van die Here en die gebod van die Here nie, dat mense self die verwysingsraamwerk is en ons doen wat ons wil en God moet ons net vergewe. Hoor baie mooi. Ons praat oor die gevolge van ongehoorsaamheid. Dis ons tema. Maar hoor ook net vanmôre, almal moet nou lekker by wees. God is nie strafgierig nie. Dit beteken, die Here God is nie 'n God wat kwaai is en met 'n lat of 'n sambok of 'n karwat staan en hy kyk waar ons fout maak en hy is die hele tyd op soek en as jy daar trap, en as jy fout maak, en as jy 'n klein sondertjie doen, dan stamp jy jou toe, en as jy groter een, dan breek jy jou voet, en as jy groter een, dan moet jou been afgesit word, en as jy baie groot het, kry jy kanker, en jy nog groter het, dan gaan jy dood. Nee, dis nie wat die teks sê nie, en dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. God is nie strafgierig nie. God is lankmoedig en barmhartig, liefdevol en genadig. Dit begin al in die psalms wat hierdie refrein so weer klink. Genadig en barmhartig is die Here, liefdevol en genadig. God is vinnig om te vergewe, hy is haastig om ons lief te hê. Dis wie God is, hy is 'n liefdevolle Vader, wat vir ons lief is en ons omarm en vir ons genade gee, ons so lief het dat hy sy seun stuur, sodat ons gered kan word. Dis wie God is. En gelowige mense wat die Here Jesus as verlosser ken en in hom glo, is gered en jy's op pad na die ewige lewe toe.
Maar hoor vanmôre dat jou sonde gevolge het. En nou gaan jy sê, maar dit klink nou nie meer reg nie. Dit klink nou soos 'n teenstelling. Aan die een kant dominee sê vir ons, God is genadig, liefde, barmhartig en hy wil jou vergewe. Aan die ander kant sê hy vir my, jy het gevolge op jou dade. Maar hoor baie mooi, hierdie twee staan nie teenoor mekaar nie. Dit loop saam. Dat die Here het vir Moses nog steeds net so lief gehad. Maar Moses en veral die volk Israel moes leer, ongehoorsaamheid het gevolge. Want as die Here maar net vir Moses oorgesien het, dan sou die volk kon gesê het, maar Here, hoe kan nie so kwaai wees my, het vir Moses vergewe. Moses is die wit broodjie en hy kan wegkom daarmee, hoekom moet ek nou in my spoor trap? Maar jy sien, Moses en Aaron is reg in die aangesig waar die hele volk bymekaar geroep word. En hulle almal weet wat die woord van die Here is. En hulle weet wat hy veronderstel is om te doen. En wanneer Moses die eer van God aantas, dan sê die Here vir hom, Moses, ek het jou nog net so lief. Ek stap nog steeds saam met jou die pad, maar daar gaan gevolge wees vir jou verkeerde optrede. In gewone Afrikaans sal ons sê, iemand wat moord pleeg en tot bekering kom, kry God se vergifnis. Maar hy gaan nog steeds tronk toe. Iemand wat geld by die werk vat, kan jou genade en jou vergifnis kry, maar hulle kan nog steeds ontslag kry, want die ander werkers weet wat gedoen is, en jy kan nie daardie mens meer met kontant vertrou nie. Daar's God se genade, daar's liefde, daar's vergifnis, maar daar's vir die meeste goed wat ons op aarde doen, is daar gevolge. Ongehoorsaamheid het gevolge. Moses kan nie Kanaan toe gaan nie. Maar tog glo ek dat die Here hom gered het. Die Bybel, selfs die Nuwe Testament, vertel van Moses. En die evangelies vertel van Moses. Moses wat by God is. En jy sien, alhoewel Moses nie Kanaan kan ingaan nie, en hy staan en hy verlang daarna, hy verlang na hierdie mooi land, hy wil die Libanon sien, hy wil die berggedeelte sien, hy het so begeer, dis die Here, ek wil net hierin gaan asseblief, ek wil hierdie plek se water drink, ek wil sy druiwe eet, ek het al 40 jaar terug gehoor toe Josua en Caleb kom vertel het van die land van melk en honing, vir 40 jaar sien ek uit daarna, asseblief Here. En vandag in die Nuwe Testament weet ons, Moses het baie meer gekry as wat hy gevra het. Hy stap die land van melk en honing in, wanneer hy die koninkryk van die hemel instap, en die vrug van die hemel met God geniet, aan God se eie tafel aansit. Hy is deur God liefgehê, hy is deur God gered, die Here hou aan met hom die pad stap. Hy gaan hemel toe. Maar daar's gevolge op sy ongehoorsaamheid. Pas jy dit toe op jou eie lewe? Jy sien, as jy dan daardie 3 punte kyk, moet jy vanmôre weet, ons doen baie keer sonde, en ons is so vinnig om te sê, die Here vergewe ons. Jy moet by die wortel uitkom en sê, hoekom het jy hierdie daad gedoen? Hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? En gewoonlik het ons sonde te doen daarmee dat ons in die middelpunt kom staan. My wil gebeur nie soos ek dit wil hê nie. Dit gebeur nie soos ek dit wou hê nie. Die antwoord kom nie soos wat ek wil hê hy moet wees nie. Ek staan in die middel. Dit gaan oor my. En weet jy, ons kan baie onskuldig voor die Here gaan staan en sê, Here, ek het al kwaad geword, maar dit was haar skuld, of dit was sy skuld, of dit was hulle skuld. En van hierdie klomp Israeliete wat so teen God gerebelleer het, is ook in die woestyn dood. Hulle kon ook nie Kanaan ingaan nie. Maar die Here sê vir Moses, Moses, jy kan net vir jouself praat. Jy kan voor my kom verduidelik hoe dit hulle skuld was. Hulle het jou laat struikel. Hulle het jou kwaad gemaak. Jy het oor die regte goed kwaad gemaak. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Jy het my nie geëer nie. Dit het oor jou begin gaan. En ek en jy kan maar vanmôre dink oor enige fout wat ons maak, oor enige sonde wat ons doen. Wanneer ek nou wil hê, wat ek nou wil hê, wat my liggaamlike begeerte is, of dit
voedsel is, of dit drank is, of dit die seksuele is, of dit emosionele ondersteuning is. Ek wil dit nou hê. Ek wil nou in my behoefte bevredig word. En dan kan ek al die verskonings uitdink van my man is nie genoeg ondersteunend nie en daarom praat ek met iemand anders. My vrou is nie liefdevol genoeg nie. My vrou voldoen nie in my seksuele behoeftes nie en daarom kan my oog maar so 'n bietjie dwaal in 'n rigting. Ek is nou gespanne, ek is nou bekommerd en al wat my verligting gee is wanneer ek myself bedwelm met een of ander middel en ek het nou gaan dit oor my en wat ek wil hê en wat my behoeftes en wat my pla en waaroor ek ontevrede is en wat ek nie so wil hê nie. En dan slaan ons en dan breek ons en dan vloek ons en dan skree ons en dan kan ons vir die Here sê, maar Here, ek was mos reg. En jy was dalk. Want Moses en Aaron was reg. Maar hulle het verkeerd gedoen. Ek wil nou nie sê gaan toets dit nie, maar gaan maak nou iemand dood en dan kyk jy of hulle lewendig word. As jy sê is jammer. Vat jou pa se kar as hy sê jy mag nie. En dan gaan jaag jy in 'n muur vas. En dan gaan sê jy vir die Here jy's baie jammer. En dan kan jy gaan kyk die kar is heeltemal reg. Ag, moet dit tog asseblief nie regtig doen nie. Want dit gaan nie werk nie. Maar ons wil hê dit moet so werk in ons menswees, in ons gees, in ons hart, in ons liggame. Ons wil gaan goed breek. Ons wil in mure vasry. Ons wil sê wat ons wil. Ons huweliksmaats, ons sê wat ons wil. Ons tree op soos ons wil. Ons kinders, ons ouers, ons mense, ons werk. En dan moet die Here dit net regmaak. Ons kan breek, ons kan te kere gaan, ons kan optree. En vanaand sê ek maar net, Here, ek is jammer, vergewe my, maak dit reg asseblief. Die Here gaan jou vergewe wanneer jy in opregtheid voor hom kom kniel. Maar hoor vanmôre, jou ongehoorsaamheid gaan aardse gevolge hê. Stikkende menswees, stikkende verhoudings, stikkende werksomgewing, stikkende ouers, stikkende kinders, stikkende liggame. En ek wil nie vanmôre vir jou sê dat jou siekte of jou pyn of jou teëspoed of wat ook al gebeur het was nou die Here wat jou straf omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Maar gaan dink net partykeer 'n bietjie. Dat die meeste van ons moeilikheid, die meeste, nie alles nie, maar die meeste van ons moeilikheid is as gevolg van verkeerde besluite. Ek sluit af van 1 Korintiërs 10 vers 4. Skryf Paulus dat die Here Jesus die geestelike rots is waaruit ons drink. En as jy hierdie twee rotsgebeure wil gaan vergelyk, is dit al 'n profesie na wat die Here Jesus sou kom doen. En daar's 'n ou gesang wat sê, Jesus rots vir ons geslaan, laat my nie verlore gaan. En jy sien daar die eerste rots wat geslaan is die Here Jesus wat geslaan word met die oordeel van God, en wanneer die lewende water uit hom vloei, sodat ons kan drink en genade en vergifnis kan hê. Maar wanneer ons by die tweede rots by die Here Jesus kom, moet ek en jy seker wees dat ons nie God drie enig en die Here Jesus slaan met ons sonde en met ons verlorenheid en met ons goedkoop genade en dat ons hom net wil slaan en sê, Here, ek kan maak wat ek wil en U moet maar net weer vergewe nie. Mag die Here Jesus die geestelike rots wees waaruit jy drink. En as jy vanmôre saam met my hier uitstap, dat ons hier uitstap en sal weet, ek het 'n verantwoordelikheid oor my keuses, oor my besluite en oor my dade. Moenie God se genade goedkoop maak nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U genade ook vir my genoeg is. Dankie dat ek die beloofde land Kanaan sal ingaan, omdat U dit vir my beloof. Al maak ek foute en al het my foute en my sonde gevolge. Dankie dat U my nog steeds liefhet. Dankie dat U genade vir my nog steeds genoeg is.
En dat niemand vanmôre hier sal uitstap met twyfel oor of u genade sal red nie. Maar dat ons vanmôre net sal fokus op hierdie deel van u woord wat vir ons sê dat ons 'n verantwoordelikheid het en dat ons optrede gevolge het. Ons bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Sal die volgende broeders hier voorkom staan asseblief. Ons het bevestiging van kerkraadslede. As ouderling Pieter Botus, as ouderling Gert Coetzee, baie van julle sal nou nie weet nie, sy bynaam is Hoender. Willie Serfontein. As diakens Jacques Janse van Rensburg, net vir my langs Willie hierdie kant kom staan, Johan Smit en C.J. van Sail. Maar of C.J. in die moederskamer is, gaan net vir hom so 'n geleentheid gee. Daar kom hy. En as u hierdie klomp manne kyk vanmôre, hulle is nie 'n bomsquad nie, hulle is die eerste span. Deel van die eerste span. En baie seën vir u, sê jy, ons is bly jy's ook hier. Ek lees vir ons in die kerkboek met die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede, waarin julle hoor wat julle verantwoordelikheid is en wat julle dan ook hierdie woord of belofte aan die Here aflê, dat julle hierdie diens aanvaar en so in sy kerk en in sy koninkryk sal en wil dien. Pieter, ek het gedog jy's nog op verlof, ons is bly jy het vroeër teruggekom hiervoor. Volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Jesus het hierdie 3 ampte in homself verenig en kragtens ons verbondenheid aan hom en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, is elke Christen ook in die ampt van koning, priester en profeet. Elke lidmaat koning, die Here maak ons konings in sy huis, ons is kinders van die koning en ons moet heers oor ons keuses, ons besluite, ons verantwoordelikhede, ons optrede en die verantwoordelikhede wat die Here vir ons gee. Konings, priesters. Ons almal moet priesters wees, ons offer ons lof, ons aanbidding aan die Here, ons liggaam, ons geld, ons goed, ons alles behoort aan die Here, mag dit vir hom 'n lofoffer wees. En dan is ons ook profete. Profete is die wat die woord van die Here moes gaan bekend maak het, wat sê, so spreek die Here. By jou werk, by jou huis, in jou huisgesin, in jou familie, in die vreemdelinge, mag elkeen van u saam met my mense wees wat die goeie nuus van die Here Jesus verkondig. Maar in die kerk, en uit die Bybel is dit duidelik dat die Here dan in die Ou Testament hierdie 3 ampte gebruik het, konings om te regeer, priesters om die offers by die tempel te doen, en die profete om te sê, so sê die Here. En ons het daardie 3 ampte steeds vandag in die kerk van die Here. Die profete is dan die predikante of die leraars wat die amptelike, so sê die Here, verantwoordelikheid het, en die manne wat hier voorkom staan en sou die dominees nie hier wees nie, wat 'n voorleesdiens het of 'n voordraaddiens het, dan tree daardie ouderling saam met ons op as die profetiese ampt. En ek wil dit sommer vir u vooruit sê, dat die oomblik wanneer 'n ouderling kom en die woord van die Here voordra aan u, is dit nie minder woord van die Here is wanneer een van die 2 dominees dit doen nie. Kan dit by u insink? Die fokus bly die woord van die Here. En ons gemeente het die voorreg om 2 dominees te hê en ons gaan ten alle omstandighede probeer dat een van ons 2 hier is, maar dit kan by geleentheid gebeur dat ons nie een van ons 2 hier is nie. Dit kan gebeur dat somtyds ons vir 'n naweek dalk saam vakansie hou of op 'n ouers se verjaarsdag is of iewers is. Dit kan gebeur. Dit kan gebeur dat die een weg is en die ander een siek is. En dan gaan daar 'n ouderling wees wat die woord van die Here verkondig. En jy moet vanmôre hoor, dit bly die woord van die Here. En ek wil nie jou toon raak trap nie, maar as jy dink nie een van die 2 dominees is hier nie,
en jy vra wie preek Sondag en jy besluit jy gaan nie kerk toe kom nie omdat die dominee nie daar is nie, dan moet jy op jou knieë voor die Here gaan staan en dit met hom uitsorteer. Nie met ons nie. Hierdie ampte wat vanmôre hier staan, die koninklike amp en die priesterlike amp en die profetiese amp, is gelyke ampte. God het nie onderskeid nie. Die profete mag nie geregeer het nie, maar die konings mag nie geoffer het nie, onthou vir Saul. Die priesters moet die ark dra, nie die profeet of die koning nie. Heilige werk. Wanneer die een hier voorkom staan en sê, so spreek die Here, is dit die woord van die Here wat oortuig, en nie die een wat voorstaan nie. Ons het verskillende vermoëns, talente ensovoorts. Die Here seën vir my met besondere gawes en talente waarvoor ek hom dankbaar is en wat hy kan wegneem wanneer hy wil. My gawe wat die Here vir my gee is, ek hou daarvan om te preek. As die Here iemand anders hier voorsit wat nie noodwendig dieselfde gawe het nie, hoor die woord van die Here. Konings, priesters en profete. Broeders, ouderlinge, u dra as opsieners en rentmeesters van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou, die geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van die Here Jesus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet die herderlike taak dienend uitvoer, deur voorbidding, huisbesoek, siekebesoek, moet u die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard, met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaars van die woord in hierdie gemeente, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Waak saam met die leraars oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan, werk met ywer en oorgawe mee in die uitbreiding van die koninkryk en hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente, die doop en die nagmaal nie ontheilig word nie. Die diakens. Van die instelling van die diakenamp, Ou Testament die priesterlike amp, lees ons in Handelinge 4 en Handelinge 6. Aan die begin het die apostel self ook die armes versorg en vir hulle gehelp, en toe is daar van die mense wat gesê het, ons word afgeskep, ons word nie raak gesien nie, en het die disippels wat toe die apostels genoem is gesê, maar ons hooftaak is die gebede en die prediking, ons moet hoofsaaklik daaraan tyd spandeer, en toe is die eerste 7 diakens gekies, en van daardie tyd af is hierdie amp in die kerk onderhou, ook Romeine 12 en 1 Korintiërs 12, waar die fokus van die diakens is die sorg van mense, om te kyk, om te sien, om waar te neem, die fisiese nood, of selfs geestelike nood, om te gee vir mense, en dan ook die diens of die ambt, die erediens, die opneem van die dankoffer, die bediening van die nagmaal, en ander take hier by die erediens. Verder moet die diaken nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God, aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente inspireer en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid in die navolging van die Here Jesus. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vraag antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Daar is 4 vragies, ek gaan hulle al 4 lees, en dan gaan ek afkyk en jou naam lees, om seker te maak dat ek niemand se naam verkeerd het, of verkeerde naam van by mekaar sit nie, en dan kan jy daarop hardop antwoord individueel. Eerste vraag. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente vir jou tot hierdie besondere ampt geroep het? Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament is die ware en onfeilbare woord van God, en as die volkome leer van die saligheid, die leer van redding,
en verwerp jy alle leringe wat in stryd is met hierdie Bybelse waarhede so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Derdens, beloof jy om jou ampt soos dit aan jou voorgehou is, getrou te vervul as ouderlinge in die kerkregering saam met die bedienaars van die woord en as diakens in die diens van barmhartigheid. En vierdens, beloof jy om tot eer van God te lewe en om jou in die kerklike regering opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop jou hoorbare antwoord aan God die Enige? Pieter, Boerner, Willie, Jacques, Johan en Celia. Geliefde broeders, wees getrou in julle dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Bybel. Wees voorgangers vir die hele gemeente en wees gewillig en blymoedig in die nakoming van julle roeping. Die gemeente ontvang hierdie manne as gestuurdes, as amptdraers van die Here, bid vir hulle en werk met hulle saam en stel jouself ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van die Here self. Ontvang hulle asseblief in julle huise en wanneer hulle graag wil kom kuier en 'n afspraak maak, laat hulle asseblief kom en laat hulle u beter leer ken, ook daar in die wijk. Kom ons bid vir hulle saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bid vir hierdie 6 manne, dat waar hulle hier 'n antwoord aan u gegee het, dat hulle in gehoorsaamheid en verantwoordelikheid sal gaan doen wat u van hulle vra. Ons bid vir hulle vir krag en vir genade saam met die res van ons kerkraad. En Here, dat ons as 'n span sal saamwerk, gehoorsaam en gewillig in u diens. Ons bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Jy kan vir ons so lank, ja, daar is op die skerm. Ons gaan vir hulle handdruk gee. Dolf, kom saam met my asseblief. Die voorsitter van die diakens, Dewald, is jy dalk naby genoeg? Kom so lank nader. Dan gaan ons vir hulle handdruk gee en daarna gaan ons vir hulle hierdie seën staande toesing. Kom ons sing hierdie lied staande en sommer so a cappella. Direk daarna kan jy weer die sitplekke inneem en die dankoffer opneem, asseblief. Laat die seën opdaal, hier uit Sion al bestraal, hy wat beveel en dit geskied. Wil Here seën oral gebied. Kom maar sit, baie dankie. Kom ons neem die dankoffer op asseblief. Die nuwe manne moet asseblief direk na die diens ook saam met ons laadpad toe gaan. Daar is 'n ondertekeningsformulier en ons wil daarom net 'n fotootjie saam met julle ook neem. Die dankoffer asseblief. Kyk, net voor my sy woorde. Ons sluit met nommer 31, eerste 2 verse.
sing lied nommer 31 staande. Let op dat die dames kan herhaal vir ons. Die dames in die verse, die manne voorsing en die dames herhaal. En net die eerste 2 verse. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Die Here sê